Hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout en Ansie Smit. By ons gebedsversoeke program op Kruiskyk, wat 'n voorreg om weer saam met julle te kan kuier rondom gebed. Die woord van die Here is 'n blywende woord wat elke dag nuut is. Ek wil julle ook herinner weer aan Pastoor Clemens Mann se boekie, 'n gebed wat alles kan verander. 'n dun boekie, jy kan hom in een slag oplees in binne 'n halfuur moontlik, maar is 'n boek wat jou lewe gaan verander. Ek wil hom nie hier behandel nie, ek wil julle aanmoedig, bestel hom op die nommer wat op die skerm gaan verskyn, en R60 die boekie plus die koste van die posgeld. So vandag nog bestel hom, dit gaan jou lewe verander. Vandag gesels ons uit Pastoor Henny Jakob se boekie, Leer ons bid. As julle die boekie wil bestel, sal ons ook die webtuiste vir julle hier op die skerm sit, dan kan julle die boekie bestel, regtig 'n boek wat jou lewe gaan verander. Vandag kyk ons na gebed wat berge kan skuif, uit die boek van Henny Jacobs. Matteus 21 vers 21 tot 22 sê, maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Jesus praat van 'n gebed wat berge kan skuif. Hy gaan selfs verder en sê, alles wat julle vra, sal julle ontvang. Dit klink te goed om waar te wees, maar tog is dit so. Miskien is dit jy wat nou na hierdie program kyk, wat in 'n posisie is waar dit vir jou voel of jou laste jou neerdruk. Miskien is jy of iemand naby jou gekonfronteer met finansiële druk, met siekte, of jy worstel met een of ander stryd. Wel, vandag wil ons vir jou leer en jou probeer bemagtig, wat ook al dit mag wees wat jou dreig, is daar vir jou 'n uitkoms. Waar daar 'n God is daar 'n weg. Een woord van hom verander alles. Jy kan berge verskuif, maar dan moet jy die geheim leer. Dit help nie net om te hoop dinge gaan gebeur nie. Jy moet fisies kan toepas. Onthou die gebed, wanneer ons bid, dan verwag ons iets. So met ander woorde, wanneer ons gebid het, verwag ons die uitkoms. Jesus sê, as jy reg bid, sal dit alles verander. Ja, as ek daarby kan aansluit, as ons bid sonder geloof, kan ons maar weet, dit gaan nie werk nie. Want die Here sê in sy woord, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal kry. En ons kan nie God behaag sonder geloof nie. As ons dan kyk na Johannes 14:14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Een van die grootste redes, hoekom ons nie antwoorde kry wanneer ons bid nie, is omdat ons nie glo nie, en omdat ons nie God se wil soek nie. Dis baie belangrik dat ons moet weet wat in die woord staan, dat ons die beloftes kan inroep. As ons dan ook kyk na Matteus 8 vers 2 tot 3, en daar het 'n melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. En dadelik was die melaatsheid gereinig. Jeremia 30 vers 17a, want ek sal genesing vir jou tot stand kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here. Ons sien duidelik in die woord dat genesing van God kom, en ons hoef nie te bid as dit God se wil is genees nie. Ons weet genesing kom van God, en daarom spreek ons genesing as ons vir iemand bid wat siek is. Ja, ons moet weet, wanneer ons vra, het ons 'n verwagting. Jy kan nie vra en dan 'n oomblik daarna, dan twyfel jy nie. Dit is geloof in aksie. Jy moet dit hier verander. Ek sê altyd in my eie lewe was ek gekonfronteer met siektes wat hulle gesê het, menslik ongeneeslik is. Soos ek 'n vorige keer vir julle gesê het, was ek gediagnoseer met multiple sklerose, maar die Here het my gehelp om my denke te verander, sodat ek die geloof wat ek mee bid in aksie kan stel. Want as ons dit nie in aksie stel nie, dan is dit kragteloos, en jy moet dit spreek, jy moet die lewe spreek oor 'n situasie,
en dan sal jy dit sommer net sien gebeur. Ons lees in Psalm 103 vers 3, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees. Wil jy gesond word en gesond bly? Die Here sê ons moet hom ons sondes bely en hy sal ons sondes vergewe en ons sal gesond word. Ek onthou baie goed, toe ek gediagnoseer is, het ek regtig voor die Here gegaan en sê, Here, het ek dalk 'n sonde wat nog nie vergewe is nie? En die Here het vir my gesê, moenie laat die duiwel vir jou kom laat twyfel in jouself nie. Ek het jou sondes vergewe, daar is niks, dis alles toetse wat ons deurgaan. En ja, so het my reis beginne. En Eksodus 15 vers 26 lees ons, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes wat op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. So hier sien ons weer, die Here is die een wat gesond maak. Hy is die een wat wil hê ons moet gesond wees. Hy is die een wat ons motiveer om 'n heilige lewe te lewe, want die Here sê as ons luister na sy stem en getrou handel, sal ons geen siekte op ons kom nie en hy sal ons genees. Dit is die wil van God dat ons in gesondheid sal bly. Dit is God se wil dat ons oorwinning moet hê oor depressie of enige ander siekte. Dit is nie sy wil nie. Jy moet aksie neem. Wanneer daar 'n gedagte by jou opkom, moet jy jou gedagtes bestraf en sê nee, ek is nie in hierdie situasie nie. Ek is wat die Bybel sê ek is. En begin dit oor jouself spreek. Deuteronomium 20 vers 4 sê, want dit is die Here julle God wat saam met julle trek om vir julle te stry teen julle vyande en aan julle die oorwinning gee. Hy gee vir ons die oorwinning. Hy wil nie hê ons moet beklei en stry nie. Hy sê, hy sal vir ons stry. Hy sal vir ons die vyande voor ons verslaan. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hierdie is alles beloftes van God, wat sê ons hoef nie te vrees nie, want God is met ons. Ja, ek dink dis hoekom dit so belangrik is, dat ons klem lê daarop elke program, ken God se woord, sodat jy weet, wat 'n beloftes is daar vir jou en my, in tye van storm, siekte, finansiële krisisse. Ken die woord en roep daar belofte, spreek daar belofte hardop oor jou. As ons dan kyk na Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderwerpe was. Dit is God se wil ook om ons daaglikse behoeftes te voorsien. As ons net kyk na Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle lewe kan hê, dit in oorvloed, en dit geld vir al die areas van jou lewe. Bid hierdie oorvloed, roep hierdie oorvloed uit in elke area van jou lewe, oor jou kinders, jou familie, jou finansies, roep hierdie oorvloedige lewe van God uit. As ons dan kyk na Filippense 4, en God sal elke behoefte van julle vervul uit sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Wat 'n wonderlike belofte nog steeds, dat God sal voorsien in elke behoefte en hy sal 'n uitkoms gee. Ja, in Lukas 12 vers 29 tot 31 lees ons, julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
Ons sien dat God gesê het, hy sal voorsien, en hy sal. Ons dink aan die tyd wat die Israeliete deur die woestyn getrek het. Hulle was baie vinnig bekommerd en gemurmureer oor wat hulle sal eet, maar die Here sê, wanneer ons hom ken en in sy koninkryk is, dan sal ons nie nodig hê om bang te wees of beangst te word op wat ons sal eet vandag of wat ons sal aantrek nie, want hy voorsien in alles wat ons nodig het. 3 Johannes 1 vers 2 sê, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Die Here sê, soos dit met ons siel gaan, so sal dit gaan met ons. So waarmee hou ons onsself besig? Die siel, die gedagtes, wat gaan in ons gedagtes in? Laat ons gedagtes gesond wees, dan sal dit ook met ons liggaam goed gaan. Ja, as ons kyk dan na die gedagtes, die siel, wat in jou siel is, sal uit jou mond uitkom. So as daar verkeerde woorde uitkom, moet ons weet, daar is iets in ons siel wat ons nog moet aanwerk. Kom ons kyk dan ook na 3 Johannes 1 vers 2. Geliefdes, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan. Yvonne het dit nou gesê. En dat jy gesond is. En dit met jou siel goed gaan. So baie keer is ons in ons siel siek. Ons dink siektes, ons dink negatief, ons dink verkeerde dinge wat nie in lyn is met God se woord, en baie keer manifesteer daai dinge wat ons dink ook in ons liggame, want dis goed wat ons oordink en bedink. As ons dan kyk, hierin moet ons weet dat ons geen twyfel moet hê nie. Ons kan nie bid en twyfel nie, want die woord sê ook vir ons, as jy nie geloof het nie, en as jy nie 'n verwagting het dat ons gebed sal werk nie, jy moet bid om klaar dankie te sê vir wat gaan gebeur. Dankie Vader vir die uitkoms. Dankie vir die finansiële deurbraak. Dankie vir die genesing. Ons moet 'n verwagting hê vir deurbraak en wonderwerk, en ons moet dit elke dag as ons bid ook verwag en klaar dankie sê. Ons kyk net weer 3 Johannes 1:2, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. So ons sien hier baie belangrik jou siel, jou gedagtes, wat gaan in jou gedagtes aan? Wat laat jy toe in jou gedagtes? As jou gedagtes skoon is, rein is, heilig is, gesond is, sal dit manifesteer na jou liggaam toe. Ons kyk na Genesis 32:33. As Jakob se broer Esau teen hom optrek met 'n groot weermag, worstel hy die nag in gebed met die Here en sien die wonderwerk voor sy oë gebeur as hy sy broer met hom versoen. Gebed herstel verhoudings. So as daar verhoudings in jou familie is, tussen jou en jou kinders wat nie reg is nie, tree in en vra God om hierdie verhoudings ook te herstel. As ons dan kyk, 2 Konings 10:15, as Jerusalem bedreig word deur 'n geweldige oormag van Assiriërs, bid Hizkia, en die volgende môre sien ons dat daar 185.000 Assiriërs dood is. Die gebed red die stad. Voordat Elia se gebed iets nog gebeur het, 1 Konings 17:20-23, kan jy dink wat 'n gebedsverhouding Elia met die Here moes gehad het. Petrus is ter dood veroordeel in die gevangenis, maar die gemeente begin tree in gebed, en die vrylating en 'n engel word gestuur om Petrus te verlos. Gebed uit 'n hopelose situasie, Handelinge 12 vers 5-12. Ons sien hier dat dit werklik 'n groot nood was. Hy is in die gevangenis en die gemeente begin tree in vir hom, en daar word gebeur 'n wonderwerk en hy word vrygelaat. Ja, ons sien dat die Bybel is vol voorbeelde van hoe God gebede beantwoord. Elke denkbare nood, elke moontlike omstandighede moet voor die knie buig. Die Bybel sê elke tong en elke knie sal bely dat God die Here is, en so ook omstandighede. Wanneer God sê dit moet buig, sal dit gebeur. Die Here sê mense is verlos van siekte, het wonderwerke ontvang, is bewaar en gewaar, het goddelike leiding en wysheid ontvang.
Elke dag bid ons vir wysheid. Ons kan nie een dag ingaan sonder dat God ons toerus vir die dag nie. Boonbehalwe die wapenrusting wat ons aantrek, bid ons ook vir wysheid, vir insig, vir leiding deur die Heilige Gees. Ons bedek onsself met die bloed, want ons kan nie ingaan sonder goddelike leiding en wysheid nie. Wat ook al die saak is, God het die gelowige gebed beantwoord, want Jesus het gesê, vra en jy sal ontvang, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Wat sê dit vir jou? Daar is 'n God wat in staat is om jou te kan help. Daar is 'n God wat berge kan skuif. Klink dit te goed om waar te wees? Jou gebede kan ook beantwoord word as jy gewillig is om die geheim te leer. Is jy vandag bereid om te leer? Is jy vandag bereid om te sê, Heilige Gees, openbaar hierdie dinge sodat ek kan verstaan. Ons bid elke dag en ons sê, Here, maak my brein vrugbaar om te kan verstaan wat U vir my sê. Maak my hart ontvanklik dat ek hierdie woord kan ontvang. Die geheim van die Here se teenwoordigheid. In Jesus se bergrede gee hy somme van die belangrikste beginsels vir 'n suksesvolle gebed. Gaan lees gerus die hele bergrede. Jesus wil jou gebede beantwoord. Jesus wil berge vir jou skuif. Bely dit sommer hardop elke dag. Sê vir jouself, Jesus wil my gebede beantwoord. Jesus wil die berge vir my skuif. En hy sal, want dit is sy wil dat dit met jou goed moet gaan. Ja, ons sien in die woord, die probleem is dalk nie om te bid nie. Baie het gebid en die profete van Baal het ook gebid. Die fariseërs het ook gebid. Maar Jesus leer ons om reg te bid. Hulle het 'n verkeerde gesindheid, 'n verkeerde houding gehad. En dis hoekom hulle gebed nie verhoor was nie. Soos ons gesê het, ons moet bid uit 'n plek van oorwinning. Jesus het ons ware gebed, ons moet 'n gemeenskap met die Vader hê, ons moet 'n verhouding met God hê. Jy kan nie net die gebed as 'n spaarwiel gebruik en as dit goed gaan vergeet jy nie. Ons moet werklik 'n verhouding met God hê. Ons het al in 'n vorige onderhoud gesê dat gebed is soos asemhaal. Ons moet dit aanleer, ons moet ons dissiplineer om dit elke dag te kan doen. Maak nie saak wat die omstandighede is, gaan dit goed, gaan dit sleg nie. Ons moet 'n verhouding met God hê en ons bid uit 'n plek van liefde uit. Omdat God ons liefhet en omdat ons hom ook liefhet, bid ons 'n verhouding met hom, ons praat daagliks met hom. Hy leer ons dus dat ons alles kan vra wat ons nodig het. Daar's nie net sekere dinge wat ons kan vra nie. Ons kan met alles na hom toe gaan, klein of groot. Enigiets kan ons vir God vra. God is, dis gebed is ook, dis 'n deel om ons te leer groei, om ons verhouding met God te vergroot en te verbeter. As ons dan kyk na Matteus 5, en wanneer julle bid, moet julle nie wees soos die geveinstes nie, maar julle moet hou daarvan om die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, en deur mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle loon weg het. Baie keer bid ons net om gesien te word, baie keer bid jy, sodat jy ander kan beïndruk, maar die woord sê, dis nie wat ons moet doen nie. Daar kom tye wat ons kan bid in ons kerk, ons kan bid gemeenskaplike gebede, maar daar kom ook tye wanneer jy moet stil raak in jou gebedskamer, en dat jy moet stil raak en die Here moet aanroep. Dis nie altyd nodig om in die openbaar te bid nie. Jou gesindheid, jou hart moet reg wees, en daarom moet jy kan bid in enige omstandighede. Ja, gebed is 'n heilige handeling. Daarom moet ons voorberei daarvoor. Bid is 'n plek waar ons nie gesteer moet word nie, waar ons alleen in ons binnekamer met die Here kan praat. Daarom sê die Here, gaan in jou binnekamer en sluit die deur agter jou. Maar vandag se tyd het ons baie steurnisse, en ons het ook in 'n verlede program dit al genoem, dat selfone piep die hele tyd, die selfoon lui, 'n TV speel. Ons wil julle motiveer. Sit julle fone af, verkieslik in 'n ander vertrek. Al bel iemand, moet nie antwoord nie, want ons kan nie vir die Here sê, Here, ek pause u nou net so bietjie, want
Ek wil net gou met my kind praat of die of daardie rede nie. Ons kan nie so met God werk nie. God is 'n heilige God. Ons moet hom eerste stel. Hierdie intimiteit wat ons met hom het, kan ons nie laat verbreek nie. Ons moet regtig daarop ingestel wees. Waarom moet ons alleen wees as ons bid, soos ek jou nou gesê het, omdat jy die teenwoordigheid van die Here binne gaan. So ons gaan die teenwoordigheid van die Here binne. Dis heilige, kosbare oomblikke. Dis jy en die Here alleen, niemand anderste nie. Hy is daar saam met jou. Hy is nie ver nie, hy is hier saam met jou die oomblik wanneer jy in jou binnekamer is en met hom bid. Hy is in gesprek met jou. Is dit daarom nou nie ongeskik om dit so te stel, wanneer jy nog in gesprek is met die Vader en skielik praat jy met iemand anderste nie. Ons hou nie daarvan as ons in gesprek is met iemand en iemand onderbreek ons nie. So, wat nog te meer ons Vader wat in die hemel is. Dit is jou ontmoetingstyd met jou Vader. Dit is wanneer jy weet dat die Here teenwoordig is, dat dit maklik word om te bid. Dit is dan dat gebed nie 'n las is nie, maar gesprek met jou Vader. Tyd het ons ingehaal. Ons sal volgende keer aangaan daarmee. Ons gaan nou oor na die versoeke. Ja, ons het wonderlike getuienis gekry van 'n moeder wat vir haar seun ingetree het. Hy het sy tweede longoorplanting gehad. Die eerste een was nie suksesvol nie. Sy longe is verlede week oorgeplant en wonderbaarlik, prys die Here, is hy haal self asem, hy eet vaste kosse en die dokter staan verwonderd. Ons sien net weer eens, dis God se wil om volkome te genees en ons vertrou die Here ook dan vir verdere volkome genesing. Nog 'n persoon hartoperasie gehad, die dokters het maar min hoop gehad, hulle kon nie aarde oorplant nie, en nogtans het die Here hom genees. Dit gaan so goed met hom, hy het dit verlede week gehad, dat hy kan binnekort huis toe gaan, nog 'n wonderwerk. Dan het ons gebedsversoeke vir werkloosheid. Ons weet dat die werkloosheid in ons land 'n groot probleem is, so kom ons tree in vir werkloosheid, ons tree in vir genesings, ons weet in hierdie wintertydperk is daar baie mensies wat siek is, so kom ons tree in vir genesing, ons tree in vir ons misdaad in ons land, en dan bid ons ook vir siele. So ons wil vra dat julle saam met ons sal bid, dat ons werklik God se teenwoordigheid in hierdie tyd sal ervaar, en dankie sê vir al die genesings wat inkom. Vader, baie dankie vir die wondertekens wat plaasvind, hierdie groot genesings, Here, ons sien net weer eens dat U is die groot geneesheer. Maak nie saak wat die dokter sê nie, U genees. Dankie dat ons die werkloosheid kan aanspreek en dat ons kan uitroep vandag dat U voorsien in elke persoon daar buite wat nie 'n werk het nie, dat U 'n deur vir hom sal oopmaak. Ons bid dit in Jesus naam. Ons vra ook vir mensies wat siek is by hulle huise, waar hulle soms alleen is, Here, dat U hulle aanraak en sal genees. Ons bid ook vir siele om in te kom in hierdie tyd, en ons dankie vir wonderlike voorsiening, genesing, deurbrake, wat ons nou al opgewonde is om te kan sê, ons God het voorsien, ons God het gehoor, en ons God het geantwoord. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het, hou ons op hoogte van al die getuienisse en al die wonderwerke. Ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Totsiens, tot 'n volgende keer.